Vandag ons Bybels oopmaak by 'n baie bekende gedeelte in Efesiërs 5. En ek dink dis maklik die 5de keer dat ek hierdie skriflesing al van hierdie kansel af gaan gebruik. Maar ek wil hom gebruik, maar daar sal hom definitief nie dieselfde wees nie. Ek dink as ek dieselfde 5 boodskappe in 'n preek sal u dit dalk nie agterkom nie. Maar ja, so kom ons kyk. Efesiërs 5 vers 22 tot en met vers 28. Gaan ons saam lees en dan gaan ons net so 'n bietjie kyk wat sê die woord van die Here vir ons daar. Efesiërs 5 vanaf vers 22. En nou wil ek vanmôre die vrouens 'n klein bietjie bemoedig. Gewoonlik op Moedersdag moedig ek die mans aan om hulle vrouens kerk toe te bring, want dan trap ek so klein bietjie op hulle tone en ons dolly hulle net so 'n bietjie op, maar ek gaan vandag die vrouens 'n guns doen. Ek gaan vandag so 'n bietjie net so rapsie fokus op wat u man behoort te doen. En dan kan u dit net so 'n bietjie geniet. En dan dat u ook net so 'n bietjie hierdie Moedersdag meer geniet, aangesien u nie moeite gedoen het om hier te wees. En dan gaan ons na die tweede gedeelte van die boodskap 'n bietjie kyk na die waarde van 'n vrou. 'n Bietjie kyk na 'n ander aspek wat ek dink baie belangrik is, wat veral in die Afrikaanse kultuur, ek dink baie keer 'n bietjie weggeval het. So, kom ons kyk 'n bietjie na die verskuldigde eerbied, en die dames, die eerste gedeelte van die boodskap kan jy nou lekker saam geniet, en die tweede gedeelte van die boodskap behoort opbouend te wees natuurlik ook. So kom ons lees saam Efesiërs 5 vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, so die Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net 'n oomblik saam. Dierbare Here Jesus, Here, ons het vanmôre met ons gebed voor ons voorsang u lof toegesing. Ons het vir u dankie gesê vir die moeders. Maar Here, ons besef dat daar 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou is. En Here Jesus, ons wil vandag ook daardie aspekte kom aanraak. Maar ons wil vir u kom dankie sê. Dankie Here dat u vir ons so uniek geskaap het en op so verskillende wyse mekaar so uniek kan aanvul. Dankie Here vir hierdie gemeente. Dankie vir elke huwelik in ons gemeente. Here, ek wil vandag kom bid vir die huwelike wat ons in die gemeente het, dat u dit sal seën, dat u hulle sal bystaan en dat u hulle sal dra. Ons weet, Here, dis nie vanselfsprekend dat elke huwelik dit maak nie. Here, ons wil ook vir u sê, ons weet ook dat daar vandag mammas is wat alreeds kinders begrawe het. Ons weet, Here, dat alles wat op hierdie aarde gebeur nie altyd uitwerk en die loop het wat ons in gedagte het nie. Maar ons weet, Here God, u bedink goeie dinge aangaande ons en nie slegte nie. Daarom kom buig ons nou ook voor u neer en ons kom vra, Here, dat die woord tot ons sal spreek. En Here, dat dit wat op ons van toepassing is, ons harte sal aanraak. Ons weet, Here, ons kan nie vandag voor die voet vir elke mens sê wat om te doen nie. Want elke mens se situasie is uniek. Elke mens se situasie word anders hanteer. Soos 'n ouer nie sy 2 kinders op dieselfde manier hanteer nie, Here, so hanteer u ons nie eens op dieselfde manier nie, maar u hanteer vir ons
op die manier waarop nodig is, sodat die gewenste resultate ook uit ons lewens uit mag kom. Word U verheerlik in hierdie môre, in Jesus naam, amen. Nou vriende, ons weet, 'n ouer hanteer nooit sy kinders dieselfde nie. Maar nou moet ek ook vir u sê, 'n ouer hanteer partykeer sy kind nie dieselfde manier afhangend van sy gemoed nie. Nou, ek weet nie of u al met my sou saamstem, maar as 'n mens moeg is, 2-3 uur in die oggend, en die kind is moedswillig, dan tree jy op 'n ander manier op. En natuurlik, as die kind moedswillig 2-3 uur in die oggend is, en die vloere is vuil, en dit is gemors, en dis te mekaar, en die kos lê daar, dan raak jy ontsteld. En as daai 2 weke oue babietjie nog 'n doek maak, en nog iets doen, dan raak jy ontsteld. Maar vriende, as daar die situasie verander, dis dieselfde tyd, dis dieselfde pa, dis dieselfde kind, maar dis 10 jaar later, dan voel 'n ouer baie anderste. Dan is dit asof die medelee wegsak. Maar ek wil vir u sê, as daai bloetjie 18 jaar later, dieselfde tyd van die oggend, dieselfde omstandighede, dan lyk pa en ma se gesigte nie dieselfde nie. Dan verander die persoon. Maar ek wil vir u vandag iets sê. 'n Mamma verander nie. Maar papa is 'n ander ding. 'n mamma hart is uniek. 'n mamma hart is spesifiek. En die Here het 'n spesifieke doel met dit. Maar ek wil vir elkeen van u wat vandag hier sit iets sê. Of jy nou 2 weke oud is, 2 jaar oud, 18 jaar oud, of jy 52 jaar oud is. God se hart is dieselfde. God se intensies is dieselfde. En sy heiligheid staan vas. En dit moet vir ons vandag opgewonde maak. 'n 2 weke oue papa tree, hy's wakker om die bed. Hy's wakker om mamma. Hy's wakker om baie dinge. Maar soos die tyd aanloop, dan kom jy agter, hier is die kind 2-3 maande oud is. Papa word nie meer wakker nie. Ons sien dit, ons weet daarvan. Dinge verander. Maar ek wil weer vir u sê, God verander nie. Maar ek wil vir u ook iets sê, 'n mamma hart verander ook nie. Daar is 'n duidelike verskil tussen 'n man en 'n vrou. 'n duidelike. Ek wil nie vir u sê 'n pappa en 'n mamma is nie dieselfde liefde vir 'n kind nie. Maar 'n pappa hart en 'n mamma hart is nie dieselfde nie. Jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil. Maar daar is 'n konstante wat die Bybel vir ons leer. God is altyd dieselfde. En ek wil vir elke mamma vandag 'n gerusstelling gee, dat God die vroue hart omskep het uit die man. Dis 'n waarheid. Nou om terug te kom by ons skriflesing vandag, Efesiërs 5:22 tot vers 28, het ek gesê, ek wil vandag 'n bietjie net praat rondom die optrede van die man. Dat 'n man daarom moet verstaan, en ek dink ek het dit vanoggend mooi geïllustreer, dat 'n man se hart soms verander, sy intensies nie altyd dieselfde is nie, omdat die doelgerigtheid van 'n man radikaal verskil van die doelgerigtheid van 'n vrou. Radikaal is 'n man puntsgedrewe, doelgerig om sekere probleme op te los, waar 'n vrou die probleem omhels, die probleem bedink, en sommer net 'n bietjie die emosie van die probleem wil inleef, en sommer net 'n bietjie daaroor gesels,
waar 'n man die probleem sien om een kant toe klap en net die oplossing gee. En die vrou is van, ek is nog besig met die probleem. Ek wil dit nog ervaar. Ek wil dit nog bedink, kom die doelgerigte taakgedrewe man met die oplossing. En die vrou het nie eers die oplossing al bedink nie. Sy wou nog die omstandighede net ingeneem het van dit wat daar is. En dis die radikale verskil tussen 'n man en 'n vrou. En nou wil ek vanoggend vir in die lig van hierdie gedeelte in Efesiërs 5 vers 25 lees ons, net soos Jesus homself gegee het vir die kerk, moet 'n man bereid wees om homself op te offer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. So manne, ek wil vandag vir u vra, in die lig van Moedersdag, om 'n opofferende liefde teenoor jou vrou te hê, soos Christus dit kom doen het. Christus het homself oorgegee. Jesus Christus het homself aan die kruis laat vasnaal, omdat hy die probleem besef het. Maar vir daardie probleem het Christus 'n oplossing gebring. 'n selfopofferende liefde. En manne, ek wil vandag by julle pleit, dat ons op 'n nuwe manier ons huwelike sal bekyk. En vir die jong mans wat nog wil trou, dat jy anderste sal kyk na probleme, anderste sal kyk na 'n vrou. 'n Vrou is nie 'n probleem wat opgelos hoef te word nie. Sy is 'n probleem wat liefgehê moet word. Sy wil nie al die krulle uit haar hare uithaal nie. Sy wil net hê moet lief wees vir daardie krulle in haar hare. Moenie al die probleme probeer oplos nie, maar kom opofferend met liefde na jou vrou toe. Gun haar die eer wat haar toekom. In Petrus 3 vers 7 gaan ons 'n bietjie kyk met begrip en sagtheid. Iets wat die man 'n bietjie kan doen, want ons mans het hierdie agenda van ons voel verantwoordelik vir ons huise. En ons wil net oplos. Maar soms moet ons begrip en sagtheid hê. Petrus 3 vers 7. 1 Petrus 3 vers 7. Net ons lankman daar reg help. Ek het nie vir hom die regte opdrag gegee nie. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, vriende. Wat beteken die gedagte verstandig? Met hulle saamleef en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En ons het al daardie gedagte in die kerk bespreek. By hoeveel mense het ek al gekom in huweliksberading, dan sit daai man daar moedeloos. En dan sê hy vir my, dominee, ek bid in die ceiling vas. Hierdie huwelik, hierdie vrou, my gebede gaan nie verder as hierdie dak nie. God hoor my nie. En as jy na daardie vers gaan kyk, 1 Petrus 3 vers 7, dan sê hy, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie, moet julle die vrou, die swakker een, nou ek weet vrouens hou nie baie daarvan nie, en as die feministe of ek weet nie wat niste my in die hande kry, dan kan hulle dalk baie kwaad word. Maar vriende, daar is 'n lewensbreë verskil tussen 'n man en 'n vrou. Daar is 'n lewensbreë verskil, en
Ek lag eintlik daaroor as ek dink in die regering, in die senaat staan dokters en professors en ministers, mense staan op, dan vra hulle vraag, kan 'n man swanger word? Dan staan 'n mediese dokter daarvoor, dan sê die persoon, ja. Dan dink die ou, is jy bevoeg om in jou posisie te wees? Is jy bevoeg om 'n antwoord op hierdie vraag te gee? Dan sê die persoon, wel ek is die mediese deskundige, ek is die. Dan sê hy maar, hoe gebeur dit? Waar het jy al gehoor? Waar? En dan besef jy hoe siek en deur mekaar ons samelewing word. 'n Vrou en 'n man is glad nie op dieselfde bladsy nie. Inteendeel, 'n vrou is geskape uit die man. Uit die man. Tot verheerliking van die man. Die man is geskape uit stof tot verheerliking van God. Dit is die waarheid. Dit is die skepping. Ons kan dit nie verander nie. Maar die Bybel sê vir ons dat ons met verstand, met begrip, nie alles in die huwelik altyd net kan oplos nie. 'n Man kan nie sy vrou kry om alles te sien in swart en wit soos hy dit sien nie. Sy sien en sy werk in empatie. Sy werk in simpatie. Sy werk in meegevoel. En hoe genadig, vriende, want as vrouens nie dit gehad het nie, sou hulle dit nooit met mans kon uithou nie. Jy sien, daar's 'n spreekwoord wat sê 2 vrouens in 'n kombuis. Ja, 2 vrouens in 'n kombuis werk nie lekker saam nie. Maar ek wil vir sê, 2 mans werk glad nie saam nie. Glad nie. Glad nie. Maar die Bybel gee vir die manne opdrag om eer vir haar te hê, om haar emosies ook in ag te neem. En daarom, vriende, is dit so fantasties, so uniek as jy dink aan die skepping, aan die manier waarop God 'n vrou geskep het, dat met geboorte, die hele proses met geboorte, die hele proses met haar liggaam, alles wat met dit gepaard gaan, hoe God dit haar in staat stel om 'n babietjie, 'n pap babietjie in die lewe in te bring, om daardie babietjie vir ure, maande, jare te versorg, sonder om moedeloos te word, sonder om uitgeput te word. As jy vir 'n mamma vra, is jy nie moeg nie. Dis 'n eer. Daar's 'n emosie wat in 'n vrou gewek word, wat onherroepelik is. Maar daar's 'n probleem, want wanneer daai 22-jarige seun daar in die huis instrompel, dan voel sy nog steeds so. Maar dan moet die man sekere dinge doen, op sekere maniere optree, terwyl hy sy vrou se emosies moet bestuur en verstaan. Nie stry nie, verstaan waar sy vandaan kom, maar dat die vrou ook verstaan in haar emosionele toestand, neem hulle baie maal besluite, wat mans nie altyd mee saamstem nie. Nie altyd nie. 'n Man stem nie altyd met sy vrou se besluite saam, maar ek wil vir julle sê, meeste van die tyd is hulle amper reg. Meeste van die tyd. Veral as die kind jonk is. Veral as hy jonk is. Soos hy ouer word, dan moet jy net so 'n bietjie haar herinner.
Hy kan nou al loop. Sit hom maar neer. Weet? Ja, maar dra jy hom nou. Jy moet 2 ure in die winkel gedra, die arm is nou seer. Maar hy kan loop. Sit hom neer. Nee, is my bloetjie. Nee, sit hom neer. Sit hom neer. Nee, hy gaan seer kry. Daar is 'n balans. Daar is 'n balans in 'n huwelik. Daar is 'n balans in alles. Daar is 'n sekere tydperk wat 'n vrou 'n kind nie moet neersit nie. En dan kom daar 'n tydperk. Maar wat sê die Bybel vir die man? Hy sê vir die man, man, jy moet met begrip, jy moet met sagtheid hierdie hulp wat vir jou gebied word, verstaan. En jy moet daar verander. Nee, jy moet daar nie verander nie. As jy al verander kry, bel my gou, want ons gaan skei, ons gaan baie dinge moet regkry, want daar is chaos as jy 'n vrou verander het. Hulle is spesifiek gemaak met 'n spesifieke doel. En hulle is volmaak geskape om jou by te staan. Sodat die man, sê die Bybel, in die poorte geprys sal word. Want die waarde van 'n goeie vrou is meer werd as baie korale. Hoe kry 'n mens die balans? Hoe belangrik dink jy is 'n vrou dan nou nie? Ek wil nie vandag 'n vrou ophef nie. Maar jy weet, as dit nou nie vir 'n vrou was nie, was ek nie hier nie. Dan was ek nie eers gebore nie. Dan het ek nie 'n kans gehad nie. As 'n vrou nie met my ontferm het nie. Maar wat moet ons dan doen? Hoe moet ons saam leef? En die Bybel sê vir die vrou, luister. Die Bybel sê nie vir die vrou verander nie. Luister na dit wat jou man sê. Luister op die manier waarop hy jou benader en sê, ja, jy het nou gesê ek moet hom in die winkel neersit. Jy het regtig gesê ek moet hom in die winkel neersit, maar hy het sy been gebreek. Okay, nee, hou hom vas, moet nie neersit nie. Ons is baie keer so logies, dat ons net sien, hy is oud genoeg, maar ons het vergeet. Want ons het nie dieselfde empatie nie. Ons het nie dieselfde simpatie nie. En as ons hulpe, ons nie snel te gehelp nie, dan maak ons foute, wat jy amper nie kan terugdraai nie. Want ons is 'n span, wat saam vorentoe werk. Die Bybel sê vir die man, om met sy vrou saam te lewe, en hy kom verder, dan gaan hy verder, mans, en die Bybel sê vir ons, hoe hierdie liefde moet wys. In Efesiërs 5 vers 28, dan sien ons, dat hy haar moet lief hê, soos hy homself lief het. Hoe het mans hulle self lief? Vrouens het 'n mooi verduideliking, hulle sê, mans word nie groot nie. Hulle speelgoed word groot. Dis al wat groot word. Hy speel net groter. Toe hy klein was, het hy karretjies gestoot, nou ry hy in hulle. Ander vang vis, ander doen dit, ander doen dat, ander het helikoptertjies en karretjies, hulle het al die dinge. Maar die Bybel leer vir ons dat die man die vrou moet lief hê, soos hy homself lief het. Nou vriende, manne, hoe lyk jou vrou se aandeel in jou speelgoed? Want jy sien, ons koop graag vir onsself goedjies. Ons kry die garage reg vir al ons behoeftes om 1 keer in 3 jaar dalk die kar te diens en want jy al hierdie verskriklike mooi tools nodig en van ons het braaigereedskap en van ons al hierdie ander goed. En dan kom jy baie keer by 'n vrou, dan sy te bang om iets vir haar man te vra, want dit kos geld en daar's nooit geld nie. Maar in snaaks as jy by die huise kom waar daar nooit geld is nie, dat daai man het nooit tekort nie. Maar sy vrou sit baie keer daar, sy is dalk 'n huismamma.
En as daai vrou 'n geleentheid kry, weet jy wat doen sy? Wanneer sy haar mammadag geld kry, wanneer sy haar verjaarsdag persentjie kry, as sy 'n voucher by Spur kry, omdat sy verjaar of wat ook al, dan spandeer sy dit op wie? Op die kinders. Want 'n vrou voel, en 'n vrou se liefde kom deur gevoel. En ons as mans, ons werk deur hierdie gevoelens, ons werk met hierdie goed, en as ons nou ons sin kry, dan kry ons ietsie en ons skaf dit aan, en dan voel ons beter. Nou vriende, vrouens werk nie so nie. 'n Vrou wil liefgehê word. Die Bybel sê dit. Jy moet vir haar lief wees, soos jy jouself lief het. Jy moet haar koester, soos jy jouself koester. Nou daar is nie 'n man wat homself nie koester nie, al is sy baard tot hier, en al staan sy hare tot daar. Koestering en die verhouding van sy liggaam het niks met mekaar uit te waai nie. Die manier waarop hy na homself omsien, die manier waarop hy sy behoeftes tevrede stel. Soos 'n man sy eie behoeftes tevrede stel, so moet hy sy vrou se behoeftes bevredig. En 'n vrou se behoeftes word bevredig nie met geld nie. Nie met 'n kar nie. O, dis lekker, natuurlik is dit lekker. Jy kan nog in die kar probeer slaap ook. Maar vriende, 'n vrou moet liefgehê word. 'n Vrou moet versorg word. 'n Vrou moet weet hoe jy oor haar voel. Haar emosionele waarde in die huis. Haar onmiskenbare karakter. Ek wil vir julle sê, in ons huis, as my vrou vir een dag weggaan, val die huis plat. Die kinders staan nie dieselfde op nie. Die honde is nie eers tevrede nie. Niemand het 'n goeie dag nie. Ons het dieselfde kos, ons doen dieselfde goed, ons ry met dieselfde dinge. Niks is dieselfde, want 'n vrou maak dit beter. Maar ek wil vir julle sê, en ek het dit al van hierdie kansel af gesê, vrouens is vermenigvuldigers. Vrouens vermenigvuldig. Gee vir haar ietsie, dan maak sy dit meer. En jy gee vir haar saad, dan plant sy 'n wingerd. Jy gee vir haar liefde, dan bring sy vir jou 'n kind in die wêreld. 'n Vrou maak meer. Hulle het die kapasiteit om 1 kind, 2 kind, 3 kinders, 4 kinders, 5 kinders voort te bring. Hulle het die kapasiteit. Jy sit groceries daar neer, sy sit 'n bord kos daar neer. Jy doen wat jy kan, sy vermeerder dit. Maar gee vir haar moeilikheid. Gee vir jou vrou 'n pakkie moeilikheid. Times 10. Tot die mag 10. Sy het die vermoë om daai moeilikheid vir jou uit te brei en groot te maak. Alles. Hulle is vermenigvuldigers, en as jy 'n vrou vermenigvuldig lief het, dan het sy jou nog meer vermenigvuldig lief. Vrouens se kapasiteit. Ek wil vir julle sê, ek kan nie 'n wêreld indink sonder vrouens nie. Ek kan nie 'n wêreld, 'n plek indink sonder 'n vrou nie. Ek sê vanoggend vir my vrou op pad hiernatoe, ek wonder, waar is 'n plek waar jy 'n vrou nie wil hê nie? En ek het 'n antwoord. Op die oorlogsveld. Ek soek nie 'n vrou op die oorlogsveld nie. Jy kan sê wat jy wil, maar vriende, ek soek haar in die oorlog. Hoor wat ek sê. Ek soek haar nie op die oorlogsveld nie. Maar as daar nie 'n vrou in daai hospitaal is nie, sal al die mans doodgaan. Ons het nie dieselfde empatie nie. Ons het nie dieselfde simpatie nie. Ons het nie dieselfde deernis vir die versorging wat 'n vrou het nie. Ons sal nie bestaan as God nie vir ons hulp gemaak het. Wat sê hy? Wat by ons pas. Hoe waardig hanteer ons vrouens? Hoe waardig hanteer ons dit wat God vir die mens gegee het as hulp,
om hom by te staan. Ons het 'n geestelike verantwoordelikheid teenoor ons vrouens. Ons het 'n geestelike leierskap. Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof is van die kerk. En daarom moet ons hulle lei in opregtheid, nie in verwaandheid nie. Met liefde en nie met bitterheid nie, volgens Kolossense 3 vers 19. Die Bybel sê, as een vlees. Die man sal sy vader en sy moederhuis verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. God teken geen onderskeid aan tussen die vrou en die man wanneer ons na hom toe kom nie. Ewewaardig. Vrou is nie minderwaardig teenoor 'n man nie. 'n Vrou is nie minder waardig teenoor 'n man nie. Ons is gelyk in God se oë. Sy is net so waardig die ewige lewe soos u as man. Sy is 'n mede-erfgenaam, sê die Bybel. Efesiërs 5 vers 33 leer vir ons hoe ons vrouens moet eerbiedig. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Ek wil vir u vandag kom noem. Vandag is Moedersdag. Dit is 'n mensgemaakte dag. Dit is nie 'n dag wat in die Bybel eenkant gesit is en julle moet vrouens vereer en julle moet standbeeldjies van vrouens maak nie. Nee. Ons moet nie beeldjies van niks maak nie. Ons moet nie eens 'n beeld van God maak nie. Maar God sê, julle mans, julle moet julle eie vroue lief hê. Julle moet hulle eer. Julle moet hulle respekteer. Jy moet jou lewe, en ek dink daar's min mense wat nie oorlog toe was nie, wat weet wat dit beteken om jou lewe vir 'n vrou neer te lê. Om haar op so 'n manier te hanteer, dat sy die waarde in haarself besef. Die Afrikaner het 'n ou kultuur wat ek nie as Christen verstaan nie. Die ou kultuur, 'n vrou wat daar in die kombuis stil bly en sy moet net bier bring, kos maak en moet die kinders kos gee. En vanaand in die kamer moet sy sekere goed doen en dan moet sy net uit die pad uit bly. Dis die ervaring wat ek by die Afrikaner kultuur gesien het. Dit staan nie in boeke geskryf nie, maar gaan kyk na die voorgeslagte. Dan kyk jy na die Bybel, dan sien jy, waar het hierdie ouens hierdie goed gelees? Dis nonsens. 'n Vrou is nie 'n bediende nie. Sy is nie huiswerker nie. Sy is 'n ma. Sy is die hulp van die man. En ek wil vir u vandag sê, mans, as jy nie die hoof van jou huis is nie, jy het 'n probleem. As jy nie verantwoordelikheid vir jou huis vat nie, is jy die probleem. As jy nie die kos maak nie, as jy nie die skottelgoed was nie, as jy nie die werk in die huis doen nie, vrou is nie 'n bediende nie. 'n Vrou is die persoon vir wie jy jou lewe neerlê, doodgaan. Christus het sy lewe neergelê om die kerk vlekkeloos, rimpelloos voor te stel aan sy Vader. En so moet die man sy vrou voorstel. Het 'n vrou nie foute nie? Natuurlik het sy foute. Die man moet met sy liefde daardie foute bedek. Sy is nie 'n bediende nie, ons is knegte, sy is ons hulp. Sy help ons waar ons nie klaar maak nie.
Sy begin dit nie. Sy help ons klaarmaak. En as ons foute en probleme het, kom ons werk aan daardie probleme. Kom ons werk aan ons huwelike. Kom ons werk aan ons verhoudings. En kom ons werk om die vroue te eer, want hulle is swakker. Ons het nie nodig om die Olimpiese spele op te bring nie. Ons het nie nodig om gelykheid te bring nie. Maar daar is nie vroue rugby spanne en mans rugby spanne wat teen mekaar speel nie, nê. Dit werk nie lekker wanneer vrouens teen mans kompeteer nie. Ek weet eintlik nie wanneer 'n vrou dan kan wen nie. Want dis onbillik. Maar kom ek sê, waar wen sy? Bring vir ons 'n babietjie. Sy wen. Maak vir ons onder bitter moeilike omstandighede iemand groot, 'n vrou. Om deur vertrapping, verskreeuing, verstrooiing, gaan kyk na die Bybel, hoe Ester haar eie lewe op die spel geplaas het vir mense. Hoe vrouens in hulle emosionele toestande voor konings opgetree het ten koste van hulle self. Vrouens. Volke gered het. Vrouens. Vrouens wat waardig geag is. Ons het 'n verantwoordelikheid vir 'n samelewing wat vrouens iets gemaak het wat hulle nie is nie. Vrouens is swakker en daarom moet hulle geëer word. Nie kan hulle geëer word, moet. Moet hulle versorg word. Moet hulle emosionele beskerming in hulle huise ervaar. 'n vrou se grootste vrees is om nie beskerm te word nie. En beskerming kom van 'n beskermheer af. 'n Vrou moet weet waar lê haar beskerming. Vrouens wat God vrees, 'n Godvreesende vrou is meer werd as baie korale. Hoe kan 'n vrou God vrees as haar man goddeloos is? Ons het 'n verantwoordelikheid, vriende. Ons het 'n verantwoordelikheid as mans om ons vrouens die eerbare plek te gee wat hulle toekom. Ons het 'n verantwoordelikheid om op te tree eties volgens God se woord in liefde, regverdigheid, in billikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om God se skepping uit te laat speel soos hy ons die bevel gegee het. Dat ons dit met waarde sal doen, dat ons vrouens waardig sal voel om die rol te vervul waartoe God hulle geroep het. En vriende, ek wil vir julle sê, ek sal nie in 'n vrou se skoene kan staan nie. Maar ek wil ook nie. Maar ek wil my vrou toelaat om haar volle potensiaal in God te bereik. In hierdie samelewing, in my huis en voor God. En mag dit ons begeertes wees, dat ons dit vir die wêreld daar buite kan uitleef, wanneer vrouens verkleineer word, op die manier waarop daarna hulle verwys word, op die gesprekke, op al die speelvelde. Ek het al baie keer in my kort lewe vir my kindertjies gesê, luister, dit kan dalk jou ma wees, maar jy moet my baie mooi hoor. Dis my vrou. Dis my vrou. En dit is die beskerming wat sy geniet. En dis die beskerming wat ons God verskuldig is teenoor ons vrouens. Dis wat hy ons leer, dis wat hy van ons verwag. Mag die Here ons in staat stel om die liefde wat ons behoort te hê uit te leef in hierdie verlore wêreld, sodat die mense die verskil in ons lewens kan sien. Amen. Kom ons sit net so en ons sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, baie, baie dankie. Dankie Here dat ons 'n enkele dag hier kan hê, waar ons net 'n verskil kan maak in 'n vrou se lewe.